dikwels preke oor die bekende vroue van die Bybel. Ons verheug ons oor die moed wat 'n Sara gehad het. Sy wat die etiket dra van die moeder van alle gelowiges. Ons verheug ons oor die geloof van Rahab wat haar lewe gewaag het vir die Israelitiese spioene om juis vir hulle te beskerm. Ons verheug ons oor daardie sterk leierskap wat iemand soos 'n Deborah getoon het in 'n tyd van onrus en chaos. En ons verheug onsself oor die onbaatsigtige dapperheid van iemand soos Ester, wat haar volk van 'n volksmoord gered het. Blaai ons 'n bietjie verder in die Bybel en ons kom by die Nuwe Testament uit, dan raak ons opgewonde oor vroue soos Maria, die moeder van Jesus Christus. Ons gaan kyk na mense soos Maria Magdalene, ons gaan kyk na mense soos Lydia, en is dit vroue wat soos 'n paal bo water bo ander uitstaan. Kom ons agter dat hierdie vroue se lewens inderdaad kragtige getuienisse is van God se werk in en deur doodgewone vroue. Vandag gaan ons 'n bietjie reis hier in die begin van die Bybel, die tweede boek, Exodus. En ons gaan twee minder bekende vroue ontmoet. Miskien is dit vandag die eerste keer wat jy hulle name hoor. Maar voor ons by hulle gaan uitkom, kom ons gaan kyk gou 'n bietjie, wat is die konteks waarin Exodus afspeel? In die eerste hoofstuk van Exodus vind ons die Israeliete in die midde van wrede verdrukking. In hierdie tyd van diepe duisternis, waar die toekoms van die hele volk op 'n dun draadjie gehang het, het die Farao 'n gruwelike plan van volksmoord beraam. Hy het 'n afgryslike, en as mens mooi daaroor nadink, 'n onmenslike opdrag gegee aan twee Hebreëse vroue met die naam Pua en Sifra. Maar in die aangesig en in die teenwoordigheid van hierdie wrede dekreet en die besluite wat hierdie twee Hebreëse vroue gemaak het, ontdek ons wat beteken gehoorsaamheid aan God. Kom ons agter wat die gevolg is van gehoorsaamheid aan God en hoe God die seën en die naby is wat hom in alle omstandighede van hulle lewe eers te stel. So ek nooi jou uit vanoggend om jou Bybel oop te maak by Exodus 1. Exodus 1, ons gaan saam lees vanaf vers 15 tot vers 21. Exodus 1 vanaf vers 15 tot 21, my Bybel bladsy 51 in die Ou Testament. Vers 15 sê, die Egiptiese koning het vir die Hebreëse vroedvroue Sifra en Pua gesê, as julle 'n Hebreëse vrou by geboorte bystaan en julle sien by die kraambed dat dit 'n seun is, moet julle hom doodmaak. Maar as dit 'n dogter is, mag sy bly lewe. Maar die vroedvroue het God gedien en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle het die seentjies laat lewe. Die Egiptiese koning het die vroedvroue ontbied en vir hulle gevra, waarom doen julle dit? Waarom laat julle die seentjies lewe? Toe antwoord die vroedvroue die Farao. Die Hebreëse vrouens is nie soos die van Egipte nie, hulle is sterk van gestel. Voordat die vroedvrou by hulle kom, is die kind al gebore. As gevolg hiervan het die volk aanhou vermeerder en baie talryk geword. God het die vroedvroue self ook voorspoedig gemaak. Omdat hulle hom gedien het hy vir hulle huisgesinne gegee. Daarna het die Farao sy hele volk beveel, julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjies se lewe. Net tot sover.
Vriende, wat 'n verhaal. Die Israeliete is slawe. Farao voel bedreig deur die Israeliete wat so vinnig toeneem in getalle, dat hy hierdie verskriklike plan van 'n volksmoord beplan, en juis die kwesbaarste onder hulle, die pasgebore seentjies, juis op hulle fokus. En aan wie vertrou hy hierdie monsteragtige taak toe? Aan die vroedvroue. Die vroue wat deur hulle beroep toegewy is aan die behoud en aan die beskerming van alle lewe. So Farao kom in sy absolute arrogansie en hy neem aan dat hierdie vroue, wat vroedvroue is, maklik beheer kan word, maklik gemanipuleer kan word. Farao neem verder aan dat hierdie vroue maar swakkelinge gaan wees en dat hulle daarom geen weerstand teen hom gaan bied nie. Maar Farao in sy absolute blindheid en in sy absolute arrogansie misgis hom met die krag van godvreesende vroue. Die eerste ding wat vir my tref as ons hierdie verhaal so lees van Sifra en Pua, is juis hulle onverskrokke moed om die onreg wat aangekondig is te weerstaan. En dat hulle bereid was om God te gehoorsaam ten alle koste. Nou ons moet 'n gedagte hou dat die Farao is wat hierdie dekreet uitgevaardig het. Dit was as te ware, dis nie oop vir bespreking gewees nie. Dit was 'n koninklike bevel gewees wat gerigsteen was deur die volle Egiptiese ryk. En enige ongehoorsaamheid teen hierdie bevel kon dan lei tot jou dood. Maar tog hoor ons in hierdie teks in Eksodus 1 dat die vroedvroue God gevrees het. Dit beteken dat hulle God eerder gehoorsaam was en God eerder eerste gestel het bo alles. Hulle het nie gedoen wat die Egiptiese koning van hulle verwag het nie en hulle het die seuns laat lewe. So ek en jy kan vanoggend vir mekaar sê, dit was nie maar net 'n toevallige daad van verset nie. Dit was 'n doelbewuste, maar lewensgevaarlike keuse, gewortel in groter getrouheid. Hulle gehoorsaamheid aan God het hulle gehoorsaamheid aan die Farao oortref. God was die kern van hulle bestaan. En daarom het hulle eerder hom gehoorsaam as die Farao. En juist daarin glo ek lê daar vir jou en vir my vanoggend 'n baie diep les. In 'n wêreld wat ons voortdurend druk om te konformeer, in 'n wêreld wat dikwels van jou en vir my vereis dat ons Christelike en Bybelse beginsels moet prysgee, in 'n wêreld wat dikwels wil hê dat ek na die hardste stem moet luister of die gewildste dinge moet navolg, kom Pua en Sifra en kom herinner hulle vir ons wat dit beteken om 'n heilige verset te hê, om op te staan en jou stem te laat hoor vir wat reg en wat verkeerd is. En om ten spyte van al die moeilikheid wat na jou kant sou kom, steeds gehoorsaam te wees aan jou eerste liefde, steeds gehoorsaam te bly aan God. En miskien moet ons vanoggend vir onsself afvra, waar is die plekke in ons lewens waar ons geroep word om die Farao's van ons tyd te trotseer? Miskien is jy iewers onder druk om oneerlik te wees. Miskien word daar iewers verwag dat jy iets moet doen wat teen jou Christelike Bybelse beginsels indruis. Dan kom Pua en Sifra vanoggend en hulle kom sê helder en duidelik, staan sterk en bly aan God gehoorsaam. Miskien is jy
onder die invloed van mense wat vir jou wil wys maak dat dit goed is, dat dit aanvaarbaar is om ander te beskinder of ander sleg te sê. Of miskien word jy onder druk geplaas om saam te praat, om saam te lag, al weet jy, dit maak ander seer. Dan kom Pua en Sifra vanoggend en kom sê vir jou en vir my, staan sterk en bly aan God gehoorsaam. Pua en Sifra demonstreer dat ware moed nie die afwesigheid van vrees is nie, maar eerder die oortuiging dat ons gehoorsaamheid aan God en ons gehoorsaamheid aan sy wil belangriker is as enigiets anders. Hulle dade wat op die oog af klein en eenvoudig voorgekom het in die groter prentjie van die lewe, het niks anderster gehad as 'n groot rimpel-effek. 'n Rimpel-effek wat beklemtoon het hoe belangrik navolging van en gehoorsaamheid aan God is. En dit bring my by die tweede punt. Toe Farao vir Sifra en Pua konfronteer en van hulle 'n verduideliking eis waarom hulle hom en sy koninklike bevel ongehoorsaam is, het hy verstom gestaan in hulle antwoord. Hierdie twee vroue het baie slim en baie strategies opgetree in hulle antwoord, wat perfek in Farao se eie vooroordele oor wat aangaan ingepas het. As jou Bybel oop is, gaan lees gou vers 19 weer. In vers 19 sê hulle, die Hebreëse vrouens is nie soos die van Egipte nie. Hulle is sterk van gestel. Voordat die vroedvrou by hulle kom, is die kind alreeds gebore. Hulle het Farao se arrogansie. Hulle het Farao se verwronge idee oor die Hebreëse volk as swak en maklik beheerbaar verstaan. Hulle verduideliking aan die Farao het presies ingehak by die prentjie wat Farao van die Hebreërs gehad het. Hy het geweet hulle is moeiliker. Hy het geweet hulle is anders. Maar met die antwoord wat Pua en Sifra gee, kom hy agter. Dit gaan nie so maklik wees om hulle te beheer nie. Dit het Farao se hele poging om hulle uit te wis, selfs meer onmoontlik laat lyk. Hulle het hom in sy eie vooroordele laat glo, terwyl hulle op die agtergrond besig was om die volk te red. Dit was dus nie net moed nie. Dit was goddelike wysheid in aksie. Dit was die vermoë om in lewe of dood situasie vinnig en kreatief te dink. Hulle optrede, moet ons vir mekaar sê vanoggend, is nie roekeloos nie. Maar is 'n berekende, intelligente reaksie wat voortgespruit het uit hulle diepe verbintenis tot God, maar 'n diepe verbintenis tot die behoud van alle lewe. Hulle het nie net die geloof gehad om die regte ding op die regte tyd te doen nie, maar het ook die insig gehad om die regte manier te gebruik om die mees sukses te kon behaal. Om dinge op die regte manier te doen, sodat dinge reg sou kon gebeur. Dink gou 'n bietjie daaraan. Hoe dikwels bid ek en jy nie vir moed en krag nie. Moed en krag om reg en verantwoordelik op te tree nie, maar dikwels vergeet ons om ook vir die Here te vra vir wysheid. Dikwels vergeet ons vir die Here te vra vir insig, sodat ons die uitdagings waarteen ons te staan kom, reg en verantwoordelik sal benader. Dat ons dit reg en verantwoordelik ook sal aanpak. Pua en Sifra se lewe leer vir ons dat 'n lewe van getrouheid aan God meer is as net uitsprake. Meer is as net 'n paar Bybelversies ken. Meer is as maar net 'n paar Bybelversies opsê.
Dit vra ook dat ons die moeilike situasies van hierdie lewe waarin ons dikwels gekonfronteer word, dat ons dit ook reg sal lees. Dat ons ook vir die Here sal vra vir 'n stuk kreatiwiteit. Dat ons ook vir die Here sal vra, maar Here, help my om soms buite die boks te dink, terwyl ek na goddelike oplossings soek, om 'n goddelike opdrag te kan uitvoer. Nou Pua en Sifra het nie 'n direkte Bybelse opdrag gehad om ongehoorsaam te wees nie. Pua en Sifra het nie 'n direkte Bybelse opdrag gehad om vir die Farao te lieg nie. Maar het 'n helder en duidelike opdrag gehad om lewe ten alle koste te beskerm. Hulle wysheid het hulle in staat gestel om daardie hoë roeping wat die Here vir hulle gegee het, om dit te vervul. Om God se wil bo menslike en onregverdige dekrete te plaas, om sodoende God se plan eindtyd te dien. Nou vriende, dit is juis wat hierdie twee vroue so merkwaardig maak, dat hulle kon onderskei tussen wat is reg en wat is verkeerd, tussen wat is God se wil en wat is nie God se wil. Hulle het so naby aan God geleef, dat hulle geweet het. En wat is die resultaat? Wat is die resultaat wat ons sien van so 'n lewe voor God? Vers 20 en 21 as jou Bybel oop is. In vers 20 en 21 lees ons, God het toe die vroedvroue self ook voorspoedig gemaak. Omdat hulle hom gedien het, het hy vir hulle huisgesinne gegee. Dis 'n pragtige uitkoms. God het nie net hulle ongehoorsaamheid aan die Farao oorgesien nie. Hy het hulle gehoorsaamheid aan hom geseën. Eerstens het die nasie gefloreer. Hulle optrede het 'n direkte bydrae gehad tot die oorlewing van die Israelitiese manlike bevolking, wat die vooruitsetting en die groei van God se verbondsvolk verseker het. Hulle skynbare klein daad het 'n reuse verskil gemaak. Maar tweedens lees ons dat God hulle persoonlik geseën het. Hy het vir hulle gesinne gegee. En dit is betekenisvol in 'n samelewing waar familie van die uiterste belang was in daardie tyd. God het hulle getrouheid geëer deur vir hulle te seën met 'n familie. Dit herinner ons daaraan dat wanneer ek en jy in gehoorsaamheid aan God optree, wanneer ons God se wil doen en God se wil bo alle dinge stel, selfs in die aangesig van vrees, selfs in die aangesig van onderdrukking soos wat ons vind hier in Eksodus, dat God ons sal seën, dat hy ons sal eer. Hy mag ons dalk nie seën met rykdom nie, hy mag ons dalk nie seën met roem nie, maar hy stel ons seën op maniere wat betekenisvol is vir sy koninkryk en vir ons eie lewens. Pua en Sifra se nalatenskap het nie in groot titels of in magtige posisies gelê nie, maar juis in die talle lewens wat hulle gered het. En die guns, die ewige guns, wat hulle by God ontvang het. Ek sluit af. Pua en Sifra, twee name wat ek en jy nie noodwendig altyd op die heldelys in die Bybel sal sien. Twee name wat ons miskien maklik gaan verbylees, maklik gaan vergeet. Maar tog is hulle verhaal 'n kragtige herinnering daaraan, dat ek en jy nie 'n prominente platform nodig het om 'n diepgaande impak te maak nie. Hierdie nederige vroedvroue het hulle beroep gebruik om 'n reuse verskil te maak in ander se lewens. Hulle het hulle beroep gebruik om die wêreld te
verander. Nou is my vraag aan jou vanoggend. Kan ek en jy nie ook nie? Kan ek en jy nie ook ons beroepe gebruik om 'n reuse verskil tot eer van God se naam te maak in hierdie wêreld nie? Stou nie, ek kyk nou na jou, jy wat daar in die polisie is, daar waar daar chaos is, daar waar daar deurmekaar is, daar waar mense moedeloos is. Want ek as kind van God in die polisie dinge anders doen. Christel, jy prokureer. Daar waar jy prokureer is en moet opstaan vir sake wat reg en verkeerd is. Dat ek en jy ons beroepe gebruik en sê, Here, ek gee dit vir U. Gebruik dit, Here, dit is my sendingveld. Mariaan, jy daar by Eskom vir wie ons vir jare lank kwaad was. Nou dat ons meer krag het, nou is ons liewer vir julle. Om daar in die moeilike omstandighede toe daar beerdkrag was en gas was, en sê, Here, ek werk by Eskom. Almal wil my met klippe doodgooi. Hoe wil U my gebruik? Verdie jy daar so by die hospitaal op die skakelbord. Hoe kan die Here my gebruik om 'n verskil te maak tot eer van sy naam? En nou gaan baie van julle sê, maar ek is afgetree. Ek hoef nie. Ek kan laat slaap. Ek kan ontspan. As jy afgetree is, bepaal jy jou eie tyd. Ja, jou huweliksmaat gee vir jou 'n lysie. Maar jy bepaal jou eie tyd, jy bepaal jou eie prioriteite, jy bepaal waarmee jy self besig is. En hoe vol jou dag is. Wat as jy sê, Here, ek gee hierdie stukkie 100% vir U. Gebruik my daar waar jy my nodig het. Plaas mense wat oor my pad kom, sodat ek 'n verskil kan maak in 'n lewe. Ek en jy, en dit leer Sifra-Mpoans, ons het nie prominente platforms nodig om 'n verskil te maak. Ander ding wat Sifra-Mpoa vir ons leer, dis vir ons 'n kragtige herinnering, dat jou en my gehoorsaamheid aan God, hoe gering dit ook al mag lyk, dat dit ewige gevolge kan hê, dat dit 'n reuse verskil kan maak. Hulle optrede, hulle gehoorsame optrede, het letterlik 'n nasie gered. Wat 'n impak kan jou en my gehoorsaamheid aan God nie in hierdie wêreld maak? Waar ons hom blindelings op sy woord neem, waar ons blindelings sy beloftes ons eie maak, en hom gehoorsaam is, en nie so swartgallig is nie, en nie so pessimisties is nie, maar waar ons hom gehoorsaam, as die God, drie-enig, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat in my lewe 'n verskil wil maak. En waar ek hom gehoorsaam in elke klein dingetjie van die lewe. Wat 'n verskil gaan dit maak nie. Hulle sê mos as jy 'n pastoriekind is, dan is daar altyd die risiko dat jy as 'n voorbeeld gebruik kan word. Ek preek vir myself ook vanoggend. Ek en Robert is Woensdag vroegoggend is ons Vryseburg toe. Nou ry ons daar so in die donker. En hy het mos nou al sy lisensie gekry, so ek sit passasier van my eie voertuig. En nou ry ons so, en is al hierdie vragmotors so besig, en is dit eintlik 'n irritasie, en hy gaan 'n voertuig verby, en hy maak dit net nie voor die vaste streepie. En hy kom so in, ek sê vir hom, Boeta, dan preek ek vir myself ook. As ek en jy nie gehoorsaam kan wees aan daai vaste streep wat vir ons sê, moenie nou verbygaan nie. Hoe kan ons gehoorsaam wees aan die groot reëls? Nou preek nou vir myself, sê ek, hierdie oneindige stopstrate wat hier in Roepark is, wat so irritasie is. Gelukkig ry ek mos nou outomaties, maar as ek 'n handrat gery het, sou ek hom in tweede gegooi het en gery het. As ek nie
dood eenvoudige padtekens kan gehoorsaam en spoed kan gehoorsaam nie. Hoe kan ek gehoorsaam wees aan die groter een? Boaz se vrou het gesê, ek is gehoorsaam aan God, punt, uitroepteken, klaar. En dit het 'n verskil gemaak. My en jou gehoorsaamheid aan God maak 'n verskil. Boaz se vrou is 'n kragtige herinnering daaraan dat ware moed en wysheid nie net vir 'n uitgesoekte paar mense is nie, maar vir almal. Vir almal wat met moed en durf God se wil bo die stroom van die samelewing kies. Wat God eerste stel in alles. Dink net, hoe kan dinge in hierdie wêreld, in hierdie dorp, in my lewe anders lyk as ek God eerste stel in alles? Miskien voel jy vandag soos 'n Pua of 'n Sifra in jou eie lewe. Jy staan dalk in 'n situasie waar dit 'n risiko inhou om op te staan vir wat reg is. Of waar jou Christelike oortuigings uitgedaag word. Of waar jy miskien klein en onbeduidend voel. Vir jou wil ek sê, onthou hierdie twee merkwaardige en buitengewone vroue. Onthou hulle moed, onthou hulle gehoorsaamheid om sterk te staan, selfs in die moeilike van moeilike omstandighede, selfs wanneer jy jou eie dood in die gesig staar. Onthou om selfs dan met wysheid op te tree in die deurmekaar, al voel dit hoe uitdagend. Laat Pua en Sifra se verhaal vir jou 'n nuwe stuk moed aansteek om God se weg te kies, om God se hart te kies, al is dit die moeiliker en meer uitdagende pad. Laat Pua en Sifra jou inspireer om goddelike wysheid te soek in alle omstandighede ook van jou lewe. Want dan kan ek en jy ook weet, net soos wat hy vir Pua en Sifra vertroetel het, beskerm het en geseën het, sal hy ook vir jou en vir my doen. Amen. Kom ons buig ons hoofde.